Vader, dankie dat ons kan gesing het oor u waardigheid. Ons aanbid u, ons buig voor u. Net ons wese hier, net die postuur wat ons het, deur hier te sit en te sê, ons wil hoor wat u deur die woord vir ons sê. Dit is deel van ons aanbidding. Dit is deel van die feit dat ons opgestaan het vanoggend om te sê, ons wil hier wees en ons wil by God wees. Dit is deel daarvan dat ons gehoorsaam wil wees. Maar help vir ons hierdie paar oomblikke wat ons saam is om regtig u woord te hoor en in te neem en toe te laat dat dit ons verander. Dankie dat u in hierdie besigheid is om ons die hele tyd te leer hoe om kinders van God te wees in die praktyk, want ons is reeds dit in posisie. Daarom sê ons vir u Vader, ons Vader, en daarom kom help u kinders vir ons. Help vir ons vandag deur die woord en deur die Gees. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Nou, ons is besig met hierdie briefie in Kolossense, julle weet dit nou. Ons werk so stadig maar seker deur die briefie. Ons is nou by die eerste 2 hoofstukke klaar. Nou die eerste 2 hoofstukke het veral gegaan oor, ek wil sê, die teologie van om in Christus te wees. Die teologie daarvan om te sê, ek is 'n kind van God. Ons het gehoor wie God is. En dit is een van die mooiste gedeeltes, as jy dit gemis het, gaan lees weer vir hoofstuk 1 vers 15 en verder, dat hy sê, Jesus is self God. God hy is die skepper, hy is die onderhouer, hy is die hoof van die kerk. Hy het gekom om alle mense wat glo met God te versoen. Ons het vir 2 weke terug gesien, hy het gesê, hy is volledig God. Niks by Jesus kan bygevoeg word nie. Christus plus niks, het ek gesê, is genoeg. En toe het hy gesê, daai volheid van God woon ook in jou. So ek en jy kan niks byvoeg nie. Deur die manier hoe ons lewe, deur goeders wat ons doen, niks kan Christus groter maak binne in ons alreeds nie, want hy is dit klaar. So enige ander godsdienstige oefeninge wat jy doen, het niks daarmee uit te waai om te sê, maar nou doen ek ietsie by, so dalk sal Christus meer in my word. Al wat ons doen, en ons praat oor geestelike groei is net dit, dat jy aanvaar of erken, dat Jesus, deur sy Heilige Gees, in my woon, en my wil verander, en al wat ek moet doen, ek moet dit meer ontdek. Nou julle, ek het vir julle lank terug 'n storie vertel, van hoe kry jy 'n perd uit 'n stuk graniet uit. As jy 'n blok graniet daar kry, en iemand sê, hoorie, ek wil hier met my perd maak. Wat maak jy? Jy kap alles af wat nie soos 'n perd lyk nie. Want binne-in is klaar 'n perd. Jy moet net dit afkap. En dit is eintlik wat hy vir ons wil sê. Binne in jou is die volheid van God reeds teenwoordig. Jy moet net stukkie vir stukkie dat die Heilige Gees afkap, dat jy meer kan ontdek van Jesus. So, vandag gaan ons dan wel eintlik begin. Julle kan nou vir die volgende 5 weke kan jy nie mis nie, want hier is net die inleiding vir 'n baie lang preek. Ek het oorweeg om dit te doen vandag tot vanmiddag toe nie. Maar soos 5 Sondae, die volgende 5 Sondae, skuif Paulus is die brief skuif, en vir die volgende 5 Sondae gaan ons daaroor kyk. Hoe leef jy in die praktyk? Want jy is reeds 'n kind van God. Hy het nou vir ons mooi vertel, hoe word jy kind van God? Jy word versoen deur God, maar hoe leef jy nou as 'n kind van God? En die eerste ding wat hy aanspreek, of aan die lig bring, is gedagtes. Almal van julle weet dat alle goed begin by ons gedagtes. Kom ons lees. Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie. Want julle het gesterwe, en julle lewe saam met Christus, en julle lewe is saam met Christus verborge in God. En wanneer Christus wat julle lewe is by die wederkoms weer sal verskyn, sal julle ook saam met hom verskyn in sy heerlikheid deel. Nou vers 1 begin met die woordjie aangesien. So rukkie terug het ek vir julle verduidelik wat as die woordjie aangesien in Engels sê therefore, dan beteken dit dat iets gebeur.
En dit ons het nou klaar gehoor, hoofstuk 1 en 2 vertel vir ons wat het met ons gebeur. Ons is klaar kinders van God. Jesus het ons klaar gered. Ons sondes is klaar vergewe. Maar aangesien dit die waarheid is, hoor nou wat met jy gebeur. Hy sê, aangesien julle saam met Christus uit die dood uit opgewek is. So vers 1a en vers 3 is het eerste gedeelte, soos 'n toebroodjie. En die hele 5 weke gaan ons praat oor wat binne in die toebroodjie is. Want die toebroodjie is dit, hy sê, aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is. En dan vers 3 sê, want julle het gesterwe. So hierdie hele gedagte van, aangesien julle dood was, en aangesien julle dood was vir God, het julle geen impulse gehad op God nie. Kon julle nie reageer op God nie. Aangesien julle dood was vir God, het julle nie die vermoë gehad om vir God te aanbid of gehoorsaam te wees nie. Hy sê, aangesien julle dood was, het julle sondige natuur net gemaak wat hy wil. En aangesien julle dood was, was julle self God, en julle self soos God gewees, en het geen probleem gehad om te sondig nie. Dis die status wat alle mense het, aangesien hulle dood is vir God. Maar ons weet nou, en hy sê, aangesien julle opgewek is, met ander woorde, om opgewek te wees, moes jy dood gegaan het. So eintlik moet jy doodgaan van die dood, want die sonde maak ons dood. Maar ek moet doodgaan aan die sonde. Ek moet doodgaan aan die dood, sodat ek kan opstaan saam met Christus en 'n nuwe lewe kan lei. So dit gebeur wanneer jy 'n stap in geloof neem, wanneer jy sê met jou hart, met jou mond bely, ek glo dat Christus is my verlosser en die Here, en in my hart dit glo, dan word ek 'n kind van God. Dan is ek klaar 'n kind van God. En as dit gebeur, dan sê Paulus, is jy opgewek saam met Christus. So aangesien jy dood was, en aangesien jy Jesus aanvaar het, is jy lewendig saam met hom. So alles wat hierna gebeur, alle aksies wat jy doen, alles wat Paulus ons leer, wat die Bybel ons leer, van praktiese Christenskap, het niks uit te waai om vir God te beïndruk nie. Dis om te leef, en ek het baie gesê hier, in posisie, in praktyk wat jy reeds in posisie is. So die toebroodjie, jy is dood gewees vir die sonde, jy is opgewek saam met Christus, die volgende 5 weke gaan daaroor gaan. So die eerste ding wat hy oor praat, is gedagtes, en daar's 2 werkwoorde. Die 2 werkwoorde is dit, strewe, sê die nuwe vertaling, gaan we nog 'n bietjie terug, ja, strewe, is die ou vertaling, sê soek, die Engels sê seek, en dan sê die volgende werkwoord is rig, of set your mind. So, dis hierdie 2 woorde, kom ons lees wat sê hy in Kolossense 1 en 2. Julle strewe na die dinge wat daarbo is, en rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is. Dis die 2 werkwoorde. Nou die werkwoord soek, sê die vertaling is, om te soek tot jy gekry het. Nou julle wat kinders het, sal weet, as jy vir 'n kind sê, om iets te gaan soek, as Rikkie vir my dit sê, het ek ook dieselfde antwoord. Gaan soek vir my daai ding, en dan is my natuurlike ding, na ek die ding gesoek het, ek kry dit nie. Dis 'n natuurlike reaksie, as jy jou kind stuur, wil jy nie iets gaan soek nie, dan halfpad, ek het altyd vir die kinders gesê, thanks for a halftime score, maar jy is nog net halftime, moenie soek tot jy nie kry nie, soek tot jy kry, en dis eintlik wat hierdie woord sê, soek tot jy kry, dis nie 'n voorstel, soos wat jy deur die lewe gaan, kyk maar so af en toe, of jy kan soek, om vir God te, of jy kan soek na die dinge wat daarbo is nie, soek tot jy dit gekry het. Jesus sê op 'n stadium, Matteus 6, vers 33, hy sê, soek eers die koninkryk van God, en sy geregtigheid. So, wat hy eintlik vir ons wil leer, is, dat jou lewensprioriteit, dit waarmee jy jou besig hou, is om te soek na God se geregtigheid, God se koninkryk, om meer te wil weet van die dinge wat daarbo is. Ek soek daarna, tot ek dit gekry het. Dis nie 'n eenmalige proses nie. So hoe soek jy die dinge? Jy rig jou gedagtes, hy sê, rig jou gedagtes.
En daai woordjie beteken to keep on giving serious consideration to something. To keep thinking about. Dis nie net om so af en toe daaraan te dink nie. Julle almal weet, partykeer gebeur daar iets slegs met jou. Ek weet nie wat julle daar so gebeur het nie. Jy kry dit net nie uit jou kop uit nie. As jy gaan lê, dan dink jy daaraan. As jy werk toe ry of skool toe ry of ergens heen is, dan dink jy aan hierdie slegte ding wat jou gebeur het. Want jou gedagtes is daarop gerig. En nou kom sê Paulus, maar julle is dood vir hierdie lewe, hierdie ou lewe. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is. Nou, as ons dink oor die dinge wat daarbo is, as hy sê, rig jou gedagtes op die dinge wat daarbo is, dan weet ons die realiteit is, die dinge waar ons, die aardse dinge, gaan nie weg nie. Dis mos maar deel van die lewe, dat die goeders hier gebeur. Maar hy wil ons leer om te sê, as jy sê, ek is dood vir die sonde, en as jy sê, ek is opgewek uit die doodheid, dan sê hy, begin te dink, wat sal Jesus doen, en wat sal Jesus dink? Sit jou gedagtes daarop, maak 'n doelbewuste keuse, om te sê, ek kies om gehoorsaam te wees aan God en sy woord. Ek kies om die karakter van Jesus na te volg. Almal van ons volg iets na. Jy is 'n follower van iemand. Volg Jesus. Wees sagmoedig. Hy leer ons dit. Wees nederig. Wees vol selfbeheersing, geduld, wysheid. As jy jou gedagtes rig op die dinge wat daarbo is, dan weet jy, daar gaan 'n einde kom. Hy gaan ons weer kom haal. So, hoe gaan 'n mens, en dis die vraag wat ek wil hê moet bietjie oor dink. Hoe gaan 'n mens hulle sondige begeertes oorkom? Hoe gaan ons wegkom van ons sondige begeertes? Dink gou vir 'n oomblik terwyl ek water drink. Gaan lank drink. Ekskuus. Jy gaan nie jou sondige begeertes oorwin deur wêreldse goeders te doen nie. Dit maak mos nie logies sin nie. Jy gaan nie ophou sondig deur te doen wat die res van die wêreld doen nie. Dit is iets wat jy net deur God kan doen. Daarom sê hy, rig jou gedagtes op die dinge wat daarbo is. Teenoor dit staan die dinge wat op die aarde is. Jou gedagtes wat op die aarde is gerig daarop om toe te laat dat goed wat verganklik is, ons waarde bepaal. As jy jou gedagtes rig op die aarde, dan raak dit wat vir die wêreld belangrik is, vir jou belangrik. Dan laat jy toe dat bekommernis jou lewe oorheers. As jy sê ek wil my gedagtes rig op die aarde, dan raak die Bybel, die wêreldse waarheid, raak ons waarheid. As jy sê ek wil by die gedagtes, ek fokus op die dinge wat op die aarde is, dis nie noodwendig sondige gedagtes nie, maar een van die goed wat in hierdie aarde mense dryf, op hierdie aarde, is dat jou waarde word bepaal deur jou prestasie. Dis om gedagtes te hê wat op die aarde is. Of dit wat met jou gaan gebeur, jou toekoms word bepaal deur die omstandighede. Dis gedagtes wat op die aarde is. Of 'n gedagte wat op die aarde is om jou identiteit te vestig in wat mense van jou sê of dink. En dit raak jou norm, en dit begin jy navolg. So ek wil 'n paar praktiese goedjies gee. Gedagtes wat op die aarde is, die eerste ding, dit kom van buite af. Daar gebeur goed met jou. Daar's 'n omstandigheid wat gebeur. Iemand maak 'n opmerking en dit begin jou identiteit aantas. 'n Mislukking wat jy gedoen het. Soos iets wat van buite af kom, wat jou van binne af aanraak, en dit begin jou gedagtes oorheers. Een van die groot ding wat ek dink gebeur met gedagtes wat op die aarde is, ons vergelyk ons die hele tyd. Jy's goed genoeg as jy slimmer is, maarder is, mooier is, ryker is as iemand anderster.
Ons vergelyk, ons kyk na ander mense en sê, maar ek is suksesvol want ek het dan baie beter gedoen as wat daai mense gedoen het. Selfs in die kerk, mense sal dan, en Jesus praat ook daaroor, ek kom om gereeld kerk toe en ek bid, en ek ken die Bybel, ek is 'n goeie mens, ons vergelyk met ander mense. Dis 'n gedagte wat van die aarde afkom. Nog 'n gedagte van die aarde af is, dis prestasiegerig. Ons weet dit, en ek het nou nog gesê, as jy suksesvol is, dan is dit die moeite werd, dan is jy iets werd. Ek dink 'n groot ding wat 'n gedagte is, wat op die aarde is angstigheid. Baie mense leef met angs, want hulle gedagtes is gefokus op die omstandighede, en die gedagtes wat angstig is, beantwoord die vraag, of soek 'n antwoord op die vraag, wat as? Wat as dit nou gaan gebeur? Wat as dit waar word? Wat gaan nou gebeur met my? Dan raak ek angstig. Om angstig te wees, is om môre vandag klaar te leef. Want jy dink vandag al, hoe gaan môre wees? En dan raak jy angstig as jy in slegte omstandighede is. Nog 'n wêreldse gedagte is mense wat vol skuld is. Mense wat sê, ek kan dit nie aanvaar dat my sondes vergewe is nie. Mense wat daarmee loop en die hele tyd daaroor top en sê, maar God sal my nooit vergewe vir wat ek gedoen het nie. Dis alles aardse gedagtes. Nou die lys kan baie langer wees en jy kan nog baie daarby voeg, maar jy kom agter, dis die goed wat mense eintlik op die aarde dryf en waarvan ons in hierdie aarde deel is. Maar hoe lyk gedagtes wat daarbo is? Dis iets wat van binne na buite toe gaan. Met ander woorde, ek hoor vanoggend, en ek weet, ek het al baie keer gehoor, ek is saam met Christus opgewek. Ek lewe saam met Christus. Ek het gehoor, dat as ek in God glo, dan is ek 'n kind van God. Dis my status. Nou gebeur daar omstandighede met my. Net soos die wêreldling, net soos iemand wat nie in God glo nie, dieselfde moeilikheid. Nêrens sê hy vir ons, julle gaan minder moeilikheid kry nie. Inteendeel, julle gaan meer moeilikheid kry, want die mense gaan jou nog vervolg en belaglik maak. So die omstandighede bly dieselfde. Maar my identiteit verander nie as gevolg van my omstandighede nie. Ek hanteer dit anders as die wêreld, want ek sê, binne in my is God. En hy gaan my help in die omstandigheid. Dis die eerste ding. Die tweede ding wat daarmee saamgaan, dit bepaal jou identiteit. Jy hoef nie te presteer nie. Jy hoef vir niemand iets te bewys nie. Jy hoef nie eers vir God iets te bewys nie. Want hy het klaar vir jou in Christus sy kind gemaak. Dis 'n gedagte wat van hierdie aarde af is. Van die hemel af is. 'n gedagte wat daarbo is, nog een is, om jou gedagtes op vaste fondamente te bou. Met ander woorde, dit beteken dit, niks wat met jou gebeur, niks wat jy kan doen, kan jou skei van die liefde van God nie. Want sy liefde is onveranderlik. Dis 'n vaste fondament. As die lewe veranderlik is, en slegte goed gebeur met jou, is jy nog steeds op die vaste fondament. Hy gaan nooit verander nie. Nog 'n gedagte wat daarbo is dankbaarheid. Is dat jy's anders as die wêreld, want jy's dankbaar vir wie jy is, en vir wat jy het. En elkeen se dankbaarheid gaan dalk anders te lyk. Die een ou gaan dalk dankie sê dat ek vanoggend lewe, en ou gaan dalk net dankbaar wees dat hy koffie het om te drink, of 'n werk het, of wat ook al. Maar dit, 'n gedagte wat van dankbaarheid, elke dag met dankbaarheid te leef, dis 'n gedagte wat daarbo is. En nog 'n gedagte wat daarbo is dis ewig. Dit vat dalk nie jou pyn weg nie, maar dit maak jou omstandighede draagbaar. Want jy weet, this too shall pass. Hierdie wêreld is op pad na sy einde toe. So kom ons raak prakties. Ons het nou die gehoor, en daar kan nog baie bygevoeg word. Hoe verskuif ek van iemand wat sy gedagtes oorheers word deur hierdie aarde, na iemand toe wat sy gedagtes daarbo is? En dit ten spyte van alles wat met ons gebeur. Hoe skuif jy dit? Ek wil begin deur dit so te sê, hoe sê prakties? Elkeen van julle, laat ek sê, nooit
dink jy aan niks nie. Jy dink altyd aan iets. Selfs as jy slaap, want dan droom jy ook nog. So, jou gedagtes word in elk geval deur iets gevoed. So, hoe skuif ek van iemand wat vasgevang is binne in hierdie aardse denke, na iemand toe wat sê, maar my gedagtes is daarbo. Lank en stadig. Dit gaan jou hele lewe lank vat. Jy gaan jou hele lewe daaraan werk, om te skuif van aarde na die hemel. Want die woord kom leer ons nie, en dis nie wat vanoggend oor gaan nie, positive thinking, of mind over matter tegnieke nie. Die woord kom vat ons stukkie vir stukkie, en dan kom leer hy ons, hoe om ons gedagtes te rig op dit wat daarbo is. Hoor wat sê Psalm 1. Dit gaan goed met die mens, wat nie die raad van die goddeloses volg nie, nie met sondaars omgaan, en met ligsinnige saamspan nie, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink. Dis die beginpunt. Jou gedagtes word gevorm, of jou gedagtes verander van aardse gedagtes na hemelse gedagtes, deur met die woord besig te wees. Deur dit dag en nag te oordink. Nou, dit beteken nie ek moet dag en nag Bybel lees nie, maar die woord van God begin my stelselmatig verander. Dit beteken ek moet tyd spandeer in die woord. Die woord kan my nie verander as ek nie met die woord tyd spandeer nie. As ek nie, en ek dink dit moet vroeg in die oggend gebeur al, as ek nie tyd maak om met God besig te wees nie. Leer jouself elke dag 'n nuwe versie. Memoriseer een versie, sit dit in jou sak, in jou handsak. Dra dit saam met jou, en so gaan die woord jou gedagtes begin vorm. Nou, om hemels te dink, is nie om aardse goeders te onderdruk nie, want ons weet dit is so. Daar is slegte goed wat ons gebeur. Daar's die aarde, die goed wat op hierdie aarde gebeur, is 'n feit. So, dis nie om dit te onderdruk nie, maar is om dit stelselmatig te vervang met positiewe gedagtes. Filippense 4 vers 8 sê, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, watter deeg of lofwaardige saak ook daaroor mag wees, daarop met julle gedagtes rig. So hy wil ons leer om te sê, fokus op die goed om jou, wat goed is. Rikkie moes my sherry ingesit het, dit sou beter gewees het. Ek wil vir julle lees wat sê die boodskap oor hierdie gedeelte. Luister mooi, en die message is ook mooi. Hy sê, weet julle waaraan moet julle dink in plaas daarvan om julle te sit en bekommer? Dink aan dit wat vir God saak maak. Dinge wat ordentlik en reg is. Dinge waaraan God sal dink en waarvan hy sal hou. Dinge wat God sal sê goed is. Moenie julle tyd mors om aan allerlei nuttelose dinge te sit en dink nie. Hou julle besig met die dinge wat die moeite werd is en wat God in 'n goeie lig stel. Die message sê dit my nog mooier. I'd say you'll do best by filling your minds in meditation on things true, noble, reputable, authentic, compelling, gracious. The best, not the worst. The beautiful, not the ugly. Things to praise, not things to curse. Dis wat die Bybel ons wil mee help. Hy is die hele tyd besig om te sê, ek wil jou gedagtes voed met positiewe goed. So miskien moet jy begin vanaand, voor jy gaan slaap, sê, waarin gaan ek môreoggend dink wat positief is? Kyk of jy een ding kan kry, voor jy gaan slaap. Want jy weet, as jy môreoggend opstaan, dat jou gedagtes al klaar weer vol. Nou voor jy koffie gemaak het jy al gedink, maar hoe moet ek opstaan? Wat gaan vandag gebeur? Wat moet ek alles doen? So as jy gisterand al besluit het, môreoggend as ek wakker word, gaan ek hierdie positiewe gedagte vat, en ek gaan daarmee begin. Dat is ten minste een goeie begin, in 'n regte rigting. Ek het al vir julle die storie hier vertel.
van 'n man wat van dorp na dorp gereis het. En hy het 2 honde gehad, 'n wit hond en 'n swart hond. Ek weet nie of julle die storie al gehoor het nie. Weet julle al? Okay. Maar as jy ja gesê het, dan het ek nou opgehou. Nee, so hy het gery met hierdie honde van hom. En dan elke naweek, dan het hy nou gereël, dan is daar 'n hondegeveg. Dan bring hy sy 2 honde, dan veg hulle teen mekaar en die mense kon weddenskappe sit oor wie gaan wen. En hy self ook weddenskappe opgesit. En het altyd gewen. En toe hy afgetree is, toe vra iemand vir hom eendag, hoe het jy geweet watter hond gaan wen? So is maklik. In die week voor die naweek gee ek net 1 hond kos. Dan is die ander hond swak, dan verloor hy. En so het hy sy weddenskappe gedoen. So die vraag is, in jou gedagtes, watter hond voed jy? Is jy besig om die swart hond, die gedagtes van die wêreld te voed en toe te laat dat dit jou oorheers? Want dan gaan die swart hond wen, elke keer. Of as jy bereid om te sê, ek gaan die wit hond meer kos gee, ek gaan meer tyd spandeer met God, ek gaan toelaat dat die woord my verander, ek gaan positief begin dink, dan gaan die wit hond wen. En Paulus help vir ons daarmee, want die Bybel is so prakties. Hy sê, die wapens van ons stryd is nie die wapens van die mense nie, maar die kragtige wapens van God, wat vestings kan vernietig. Daarmee vernietig ons die redenasies en elke hooghartige aanval wat teen die kennis van God gerig word. Ons neem elke gedagte gevangene om dit aan Christus gehoorsaam te maak. Die Bybel sal nie vir ons iets sê wat nie moontlik is nie. So hy sê vir ons, daar in jou lewe gaan daar heeltyd aanvalle wees. Daar gaan negatiewe goed gebeur. Dis 'n feit. Maar wat gaan jy met jou gedagtes daaromtrent maak? Hy sê, vat dit, maak dit gevangene, gee dit vir Christus, verander dit deur positief te begin dink. So ek sluit af, maar dit gaan 'n lang afsluiting wees. Ek weet nie hoekom ek het gedink, maar ek moet dit dalk laat, maar daar's nie eintlik nog 'n tyd wat ek die woord ek sluit af kan sê nie. So ek gaan dit nou sê, maar dan 'n bietjie langerige afsluiting. Mense wat aards dink en toelaat dat die wêreldse goed, of die goed wat in die wêreld gebeur, nie noodwendig sonde nie, jou gedagtes oorheers, is die hele tyd besig om te onderhandel met die wêreld. As dit goed met jou gaan, dan gaan dit met jou goed, dan is jou gedagtes goed. As dit sleg met jou gaan, dan is jou gedagtes sleg, dan is jou lewe sleg. So maar die mense wat as jy hemels dink, gaan jy nie ophou om slegte omstandighede te kry nie. Jy gaan nog steeds slegte omstandighede hê. Slegte goed gaan nog steeds met jou gebeur. Jy gaan nog steeds pyn hê. Maar dis om te sê, ek het 'n lewe by God. Ek lewe by God, want hy het my opgewek uit die dood. En ek het 'n ewige lewe wat vir my wag. Nou dit is so, dat 'n mens kan sê, maar dis fatalisties. Keiser Ra sê Ra, whatever will be, will be. Dis nie waar nie. Die realiteit is dat ons wat Christene is, ervaar ook pyn. Ons ervaar hartseer. Ons rou ook oor siekte en dood van ons geliefdes. Ons worstel ook met sonde en 'n probleem. So dit is nie, ons word nie gevrywaar daar nie. Maar God wil ons leer om te sê, binne in dit, begin om jou gedagtes te voed met God se goed. So hierdie hele ding van gedagtes wat jy daarbo moet rig, is nie iets wat ek hierdie week uitgedink het nie. Of is nie 'n projek wat ons kerk nou gaan hê van nou af, om julle positief te laat dink nie. Hoor mooi, dis gebore uit God se hart, dat daar moet gedagtes wees wat daarbo is. En ek het daaroor gedink, maar hoekom sal God dit wil hê? Wat het God uit te waai met my gedagtes? Hoekom wil hy hê ek moet dink wat daarbo is? Doe dit eenvoudig, omdat hy vir my die beste wil hê. So dis nie 'n kerkprojek hierdie, kom ons dink positief nie. Dis omdat God weet, wat is vir jou die beste?
En hy weet, wêreldse gedagtes gaan jou nie help nie. Maar God se gedagtes gaan jou help. So, hy wil uit jou in gedagte. Hy wil hê ons moet intentioneel fokus op God. So, in die oggend, voordat jy jou woord oop, voordat jy woord gesê het, begin aan God te dink. Nou, baie keer dink ons, en ek sê nou weer, ons gedagtes gaan die hele dag spring tussen aards en hemels, aards en hemels. En dit beteken nie, ek is 'n sterk gelowige nie. Dit beteken nie, dis soos die wêreld is, want jy is die hele tyd besig maar met aardse goed. Jy is besig om te werk, jy is besig om te beplan, jy is besig met dit wat in jou werk gebeur. Jy kan nie die hele tyd aan die hemel dink nie. Maar wat ons wil leer is, wanneer jy in hierdie omstandighede kom, fokus op God, en fokus daarbo. Want, ek sê weer, en die wêreldse stelsel is, hoe jy perform, dis waar jou waarde lê. Dit wat jou omstandighede is, dit bepaal jou toekoms. Jy is net goed genoeg as jy gevorder het, beter as ander mense. En gaan kyk nou na die advertensies. Gaan kyk 'n bietjie na die advertensies wat jy kyk op as jy televisie kyk, of as jy iets lees, Facebook. Meeste van daai goed is, hoe kan ek jou help om beter te word? Hierdie goed gaan jou mader maak. Hierdie goed gaan help dat jy nie vergeet nie. Hierdie goed gaan maak dat jy so en so is. Ons gaan al daai pimpels wegvat. Ons wil hê jy moet beter lyk. Dit is presies soos die wêreld dink. Selfs ons sosiale kontak met mense, veral as jy nuwe mense ontmoet, wat is die standaard antwoord na hulle gesê het, aangename kennis? So wat doen jy vir 'n lewe? Nee, ek ry 'n garbage truck. Sê die dokter wat my gevra het. Want dat my waarde is baie minder. Die ouens kyk, okay, so met hierdie ou praat nie. Dis die wêreldse stelsel, dis hoe ons uitgaan. Dit met ons in die sosiale lewe gebeur. Daar's 'n hele ding in hierdie wêreld oor jou performance. Maar wat is jou posisie? En onthou, hierdie posisie is die toebroodjie wat binne in gedagtes lê en alles wat hierna kom. Ek gaan dit net lees. Jy's opgewek. Aangesien jy saam met Christus uit die dood opgewek. Jy is nie meer deel van hierdie doodse wêreld nie. Tweede ding is, jy's verborge. En jou lewe is saam met Christus verborge in God. Your life is hidden with Christ in God. So ek sien dit so, asof God kom en sê, ek beskerm jou. Ek is jou veilige skuilplek. Jou lewe is weggesteek by my. Jy's veilig by my. Die derde ding is, jy's op pad na goddelike heerlikheid. Hy sê hier, wanneer Christus wat julle lewe is by sy wederkoms verskyn, sal julle ook saam met hom verskyn en in sy heerlikheid deel. Ons is op pad. Dis toe shall pass. Ons is op pad na 'n ewige heerlikheid. Dis ons posisie. En dit bepaal wat ek dan doen met my gedagtes. So die vraag wat ek wil afsluit mee. Twee vrae. Die eerste vraag is nie hoe word ek goed genoeg nie. Maar die vraag wat ek wil hê met huis toe gaan. Hoe leef ek van wie ek in Christus reeds is? Wat maak ek met my gedagtes? En as jy volgende week terugkom, dan gaan ons prakties praat oor sekere goed. Hoe doen jy sekere goed? Hierdie is gedagtes, nou gaan ons na die doen toe gaan. So ek bid dat jy volgende week weer sal kyk en kom. Ons bid. Here, U weet dat ons gedagte wêreld is dit wat ons oorheers. Terwyl ek hier preek, het mense al goed gedink. En ek weet, Vader, ons sal nooit wegkom van die aardse dinge nie. Die goed wat ons moet aan dink, want ons leef hierso. Maar kan jy ons asseblief help om dit vanuit die hemel te dink? Vanuit 'n hemelse perspektief. Ek is klaar by God. Ek's veilig. Ek's U en ek's opgewek. Ek hoef U nie te beïndruk nie. Niks te doen dat U vir ons meer lief kan wees nie.
Dankie daarvoor. Help vir ons om te soek na gedagtes wat gerig is op U. En ons weet, U het vir ons baie mooi gesê vanoggend. Begin by die woord. Oordink dit, dag en nag. U het vir ons mooi gesê, dink aan die positiewe goed. U het vir ons mooi gesê, vat die gedagtes gevangene, wat nie van God af is nie. Help vir ons asseblief. Help vir my, en elkeen vir ons. In Jesus se naam. Amen.